Wat kan jy doen om griep en verkoue te voorkom en hoe behandel jy dit? As jy al reeds griep of verkoue het, moet jy hierdie twee middels oorweeg. Die eerste een is antivirale middels soos Tamiflu wat die duur van griep met 1 tot 1,5 dae kan verminder. Die manier hoe hierdie medikasie werk is deur die groei en die vermenigvuldiging van die virus te vertraag. Hierdie medikasie moet net binne die eerste 24 tot 48 uur na die ontwikkeling van simptome geneem word vir jou om enigstens baat hierby te vind. Dit is belangrik om in ag te neem dat jy wel 'n voorskrif nodig het vir hierdie antivirale medikasie. Antivirale medikasie soos Tamiflu is veral belangrik as jy 'n hoë risiko loop om komplikasies te ontwikkel van griep, soos byvoorbeeld as jy 'n diabetes of asma het en self swanger vroue. Die tweede middel met al hoe meer bewyse en wat nie baie duur is nie, so ek voel is die moeite werd om te probeer is zink. Een studie het gevind dat mense wat zink geneem het tot 3 keer vinniger van 'n verkoue herstel. Baie zinkprodukte se dosis is net heeltemal te laag, so as jy vir jou zinkproduk kry, maak net seker dat jy ten minste 100 mg zink per dag inneem. Watter produkte kan help om griep te voorkom? Die eerste medikasie is N-acetylcysteine. Baie van ons ken N-acetylcysteine as ACC200 wat ons gebruik om slijm los te maak wanneer ons siek is, maar min mense weet dat ons dit ook kan gebruik in die voorkoming van griep en verkoue. Dit is 'n kragtige antioksidant wat die immuunstelsel versterk en oksidatiewe stres verminder. Die aanbevelde dosis vir N-acetylcysteine is 1000 mg wat jy kan opverdeel in 2 dosisse. Vir koste-effektiwiteit sou ek eerder aanbeveel om die 60 kapsules N-acetylcysteine te gebruik in plaas van ACC200 of 600. Jy kan dit drink aan die begin van die griepseisoen of jy kan dit onmiddellik drink wanneer jy begin siek voel. Vitamien D3 kan ook help in die voorkoming van verkoue en griep. 1000 tot 2000 eenhede Vitamien D is gewoonlik 'n veilige dosis vir die algemene persoon, maar sommige mense mag tog selfs 'n hoër dosis nodig kry. Alhoewel jy gaan weet of jy meer Vitamien D benodig is as jy jou Vitamien D vlakke gaan toets. Wat van Vitamien C? Al is Vitamien C in byna alle griep en verkoue medikasie, is die bewyse van die effektiwiteit teen griep en verkoue nie baie sterk nie. Vir enige simptomatiese verligting kan pynstillers soos Panado gebruik word vir hoofpyn, koors en liggaamspyn. Dit is baie belangrik om aspirien te vermy wanneer jy die verkoue of griepvirus het omdat dit jou risiko verhoog om Reye's-sindroom te ontwikkel, veral by kinders en tieners. As jou neus toe is, kan jy Lidocaine probeer, maar as jy dit vir langer as 2 of 3 dae gebruik, kan jy einste Lidocaine wat jou neus moet oopmaak, inflammasie veroorsaak waaraan weer jou neus toeslaan. Daarom verkies ek om eerder net 'n sout neuspoel te gebruik. Wat kan jy doen vir daardie hoes? Ongelukkig gaan hoesdrop nie veel doen om jou hoes te onderdruk nie. As jy regtig iets wil probeer vir hoes, sou ek aanbeveel om tee met 'n teelepel of 2 heuning te probeer. Studies het getoon dat heuning net so goed of dalk nog selfs beter werk as meeste oor die toonbank hoesdrope.